Christopher Robin, hy is nogal groot en hy gaan sit daar in die woud waar hy as kind deurgebring het en waar hy as kind sin gemaak het van die lewe. En hy gaan sit daar so en hy's moedeloos, sy lewe val uitmekaar uit en hy weet nie wat se kant toe nie. Hy het rigting nodig. En ewe skielik verskyn Winnie the Pooh. En nadat hulle nou die verbaasheid verby is en hulle nou weer gesprek aan hê, sê vir Winnie the Pooh, I'm broken. En Winnie kyk hom so en hy vat hom so aan sy gesig en hy sê, nee wat, jy's nog steeds Christopher Robin, jy's okay. Dalk hier het jy 'n paar krakies. Nou wat het daai krakies veroorsaak by Christopher Robin? Dit was sy lewe. Dis wat tot nou toe met hom gebeur het. Dis wat hy gehad het. Dis wat in sy hande was. Dis hierdie pakket. Die pakket van sy pa, hierdie pakket van wie hy is, hierdie pakket van sy gewildheid, al hierdie goeders. En dis wat hy het. Dis wat hom die plooie gegee het. Dis wat hom die mens gemaak het wie hy is. En vir daai oomblik het hy alles, sy hele pakket, sonder om iets terug te hou, voor Winnie the Pooh gaan neerlê. En ek dink dis wat Josef gedoen het. Ek dink dis wat die soldaat gedoen het. En ek dink dis wat die vrouens gedoen het. En dit is vir my ongelooflik mooi. Mag ons vandag ons pakket vat. Die rede vir ons plooie en die grys hare. Mag ons dit vat. Want party van ons hare is ouer as wat ons is, né? Maar mag ons dit vat en net skoon, eerlik, opreg voor God gaan lê. En mag wat God vir ons gedoen het vandag ook vir ons betekenis hê. Mag dit vir ons mooi wees weer. Mag ons net weer hoor. Jy's okay. Dak gekraak. Maar jy's okay. Die Romeinse soldaat staan daar en wat hy in sy hand gehad het was sy ondervinding. Dit was 'n lyf wat hy gedissiplineerd het. 'n Lyf wat is ongelooflik hoe die standaard was. En dis een van die redes hoekom die ouens sê wat probeer, Lee Strobel, een van die dinge wat hy tot bekering, wat hom gelei het tot bekering is hoe hoog die baar was vir 'n Romeinse soldaat om kering te kry. So hulle moes milies, genoeg milies, want soos hulle oorlog gemaak het, moes hulle milies plant op pad. Moes hulle saad saai, soos hulle terugkom na daar kos kan wees. Hulle moes hulle wapentuig, hulle moes hulle klere, ek weet nie wat alles, maar dit is hier by die 50 kg, tussen 30 en 50 kg, die ouens verskil, moes hulle kon dra, verder as wat kommeris is, per dag. Hulle moes so kon stap, so kon marseer, en nie agterraak. En dis ook een van die redes wat Lee Strobel sê, dat is geen manier, waar die ouens net sou terugstaan en sê, nee maar rom maar die graf oop, steel Jesus se liggaam nie. Want hulle sou volgens Romeinse wet moes hulle dan om die lewe gebring word. So dit was nie net van 'n Jood met 'n mes kom en vat die soldate aan. Maar hierdie ou met sy geoefende lyf, met sy pakket, dis wat hy in sy hande gehad het, staan voor Jesus, staan voor die kruis, staan voor hierdie gebeure, hy kyk hoe die aarde aankondig, Jesus groters. Dit wat donker word, die arre wat skud, die grafte wat oopgaan, wat Jesus self sê,
lei hom daar in die kruis, lei hom. Iemand wat, ons weet nie wat het hy geweet van die Joodse geloof nie, maar ons kan dink, wat eintlik bitter min weet, staan, en hy staan in verwondering met sy pakkie in sy hand. En hy sê waarlik, hierdie kom van God af. En dan sien ons Josef. Josef is 'n baie ryk man. Ek het eintlik eers met hierdie preek besef hoe ryk moes hy gewees het. Want hy word beskryf as hierdie vooraanstaande ou, hy word beskryf as deel van die Sanhedrin. Dis die Joodse raad gewees. So hy was in ons taal was hy 'n parlementslid gewees van die kabinet, 'n kabinetslid. Maar die olie wat hy gekoop het, verklap, of wat hy geskenk het, verklap iets van sy rykdom. Die spesifieke olie praat Johannes van en dit is 'n plant wat net in Arabië groei. En hulle het dan van dit het hulle baie duur parfuum gemaak en dit het hulle dan met baie koste ingevoer. Die ryk mense het dit baie koste ingevoer. So as jy 'n liter of so gehad het wat jy gebêre het, wat ons nou nog gelees het, die vrou ook gedoen het, dit was kosbaar, dit was iets groots geweest in hulle tyd. Dan het jy baie gehad. Maar Josef het 33 liter gebruik. 33 liter gebruik. Op 'n verminkte man se liggaam. Hy het na ure linne gaan koop, of sy mense wat vir hom werk, gemaak om te gaan linne koop, sodat Jesus net toegedraai kan wees. Want sy liggaam is vermink, sy liggaam is kaal. Hy wil 'n bietjie eer terugbring aan hierdie persoon. Maar die baie geld wat hy spandeer het, die linne wat hy spandeer het, die moeite wat hy gedoen het om seker te maak dat hierdie Jesus van Nasaret toegemaak word. Dis eintlik niks. As jy in ag neem dat hy sy graf gegee het. En vir die Jode was graf die eer gewees. En hoe groter die graf is, hoe meer eer het jy in die samelewing gehad. Ek begin dit proe met die begrafnisse wat ek hou, begin ek dit proe as ek sien hoe die grafstene groter raak. Ek het met moeite vir my pa 'n ding ontwerp vir my pa se grafsteen, want my pa het altyd gesê die hout sê vir hom wat se meubelstuk hy moet word. So hy het kunstig uit gaan sit by 'n stuk hout en hy het ure spandeer dat die hout 'n meubelstuk word. Hierdie swaar meubelstuk het hy gemaak. En ek het die graf ontwerp spesifiek om een van die meubelstukke wat ek dink besonder is, half te repliseer met die res, maar dan iets van sy eer aan God, iets van sy geskiedenis, ietsie van sy wese deurgee. En toe sit ek daar by sy graf om te gaan huil en bid. En ek kyk so om en ek sien maar hy het een van die kleiner grafte. En ek besef die kultuur is besig om te verander. Elke ou se graf is uniek, elke ou se graf is groot en ons weet dit beteken niks. Beteken niks, maar dit vertel 'n storie. En vir die Jode is nog meer. Vir die Jode was dit in 'n eer en skaamte kultuur, was dit hulle vorm van eer gewees. Dit was hulle vorm gewees om te sê, maar wie is die persoon? En hy gee dan basies gee hy sy toekoms op. Hy gee sy eer op. Hy gee sy stand in die samelewing gee op. En dis wat hy gehad het. Dit was sy pakkie. Want hy het uitgesien, sê die woord, na die koms van die koninkryk. Na die koms van die Messias. Die soldaat gee wat hy het, en al wat hy het om te gee is, om daar te staan en verwondering te sê, wow. Die ryk man gee alles wat hy het, en daai oomblik gee op. En dan kom die twee vrouens,
Hulle het nie soos Petrus weggeloop nie. Hulle het nie soos Petrus ontken nie. Hulle was daar. Hulle het gesien. Hulle is diep geraak. En in plaas daarvan dat hulle hierdie 33 liter olie sien en hierdie dier reukwerk sien en hierdie pragtige graf sien en dink, wat is daar wat ek nog kan byvoeg? Die bietjie wat ek het, gaan niks beteken nie. Wat doen hulle? Hulle gaan huis toe en hulle gaan berei krye voor. Hulle gaan berei die bietjie wat hulle het. Dis nie dierkrye uit Arabië ingevoer nie. Dis wat hulle het. Dis wat hulle kan bekostig. Gaan berei hulle voor. En hulle sit en wag op die Sabbat. Die Joodse Sabbat, die Saterdag. Ons het Sabbat is ons eerste dag, Maandag. Maar hulle gaan sit en wag. Want al wat hulle het, al wat hulle kan gee, hulle pakkie, hulle krye, is om te dien. Al is dit klein, wegrakend in vergelyking met Josef, is hulle krye, dit wat hulle het, is om te dien. Wat het jy in jou hand? Wat se krye, wat se mengsel het jy? Jy sien ons maak so vinnig die fout om te dink, die bietjie wat ek het, dis al hierdie mooi mense en sterk mense en slim mense, is hierdie bietjie wat ek het, net nie goed genoeg. Beteken hierdie bietjie wat ek het eintlik niks. En dan gebeur dit ook dat dit wat jy bring en dit wat jy voorberei en dit wat jy aandag gee, dat God ook nie antwoord daarop. Dat is jy partykeer voel die pakkie wat ek bring, al is dit uit my hart uit, al is dit met trane, al gaan dit gepaard met seer, die pakkie wat ek bring, die Here hoor net. Maar jy sien die vrouens moes wag. Die vrouens het 'n donker dag beleef. 'n Donker dag ingegaan. En nou moes wag. Geen antwoord. Geen, dis okay. Net seer. Net die laaste bietjie wat ek het. Net. Hier's ek, Here. En geen antwoord terug. Liewe gemeente, is dit nie die Here ook met ons werk? Ons praat met die Here, ons vra, ons lees die woord, ons probeer ons bes, ons bely ons sondes, ons veg teen, ons veg teen ons gedagtes, ons gee ons alles. En dan kom ons agter, maar eintlik alles is nie goed genoeg nie, maar selfs dan kom ons agter, maar hoekom praat God nie? Hoekom antwoord God? En as ons die TV aan of so YouTube aan, dan sê ouens sulke dom dinge soos ek het tande geborsel en die Here het my gepraat of die Here het nou vir my dit en dit gesê. Ek kan 'n brief gee, 99% van die tye jok hulle, of is dit 'n demoon wat met hulle praat? Waar was hulle bedoel? Ek het bidend die Bybel gelees en God die Heilige Gees het in my hart my gewaar word, my vertel wat die Bybel sê vanuit die woord uit, vir my gesê wat is 'n pad moet ek nou stap? Dis Bybels. God praat nog steeds met mense. Maar nie in 'n stem hoorbaar soos wat ek nou praat. So ons kyk al hierdie goeters, ons hoor al hierdie goeters en dis net stil van God se kant af.
Is net stil. En ons dink maar, sal God dit ook ooit raak sien? Julle geweet, God het vir Job, die ou wat die naaste is aan hom, het hy stil gebly. Vir ek dink 20-21 hoofstukke. Job vra. Job sit op die ashoop. Job ween. Job redeneer met sy vriende. Job bring sy seer, sy pakkie, sy krye, bring hy na God toe. Maar God swyg. God swyg. Paulus dieselfde. Paulus die man wat God opgeneem het in die hemelruim op. Bybel praat van die 7de hemel, om daar vir hom te openbaar wat aangaan in sy lewe. In daai swaar, in hy seer, dan skryf hy goed soos, stuur vir my Timoteus om my by te staan. Dan skryf hy goed soos, die swaar wat ek, die beproewing wat ek gekry het, is selfs bo my vermoë, is ek beproef. Ek sê die uiterste beproef is die woord wat die ou vertaling gebruik. Ek sê die uiterste, bo my vermoë. So selfs Paulus, kom ons agter, as ons mooi gaan dink, mooi gaan lees, was dit tye wat hy stil gebly. Wat hom bietjie gelos het, en ek het gaan dink hieroor, hoekom God so maak? Hoekom God met kleine Josef so lank stil was? En ek dink die rede is om vir die vrouens, en vir my en jou kans te gee om ons krye te meng. Om soos die Chinese te spreek wat dit sê, die langste pad wat 'n man moet stap, is die 30 cm van sy brein tot by sy hart. Om hy pad vol te maak. Om te verstaan wat aangaan. Om God se werking in jou lewe te verstaan, om die diepte van jou sonde, die diepte van jou klein wees, die diepte van jou onvermoë te sien. Want wanneer ons dit sien, wanneer ons bakkie krye sien en besef, maar dis eintlik niks. Dan is dit asof ons oë onwillekeurig gedwing word om die lig te sien, om die lig op te soek. Dan is dit nie 'n verblindende lig wat maak dat ons nie kan sien nie, dan is dit 'n lig wat ons verwelkom. 'n Lig wat helder maak. 'n Lig wat skoon maak. 'n Lig wat die donker verdryf. Jy sien, God het so opgelet aan die vrouens se klein wees. God het so opgelet oor waarmee die vrouens besig is. God het so opgelet oor wat in die Romeinse soldaat se hart aangaan. Dat dit opgeteken is vir ons. Sodat ons vandag hierdie goed kan lees. Ons lewe kan sien. En hier's ouens hierso wat net so ryk is soos wat Josef was. Party van ons dalk ryk. Maar hier's ouens hier wat net so arm is soos die vrouens. En hier's ouens wat soos die soldaat niks anders het as sy amp. Sy soldaat wees, sy diens aan die samelewing. Maar ons kan lees en ons kan sien, my pakkie krye, my bly wees, my seer, my geskiedenis, my sonde, my alles, God weer afvat. Dis vir God kosbaar.
Christopher Robin antwoord vir Winnie the Pooh. Want hy dink Winnie the Pooh verstaan nie wat hy sê nie. Want hy sê vir hom, ek is gebroken, en dan sê hy, maar jy is nie gebroken nie, jy is bietjie krakies, maar jy is nog steeds Christopher Robin. En dan sê hy, nee, I'm lost. Dan sê Christopher Robin, dan sê Pooh vir hom, but I have found you, didn't I? I have found you, didn't I? Jy sien die twee vrouens gaan graf toe. En in hulle kop is hulle verlore. In hulle kop is hulle stikke. In hulle kop is daar geen hoop nie. In hulle kop is al wat oorbly van hulle lewe. Is om iemand wat 33 liter van die beste olie wat die wêreld in daai tyd op kan gee, oor sy lyf is. En hulle bietjie wat eintlik geen verskil gaan maak. Bring hulle. Dan is dit verby. Dan is dit klaar. Hulle kon graf toe loop. En hulle kon sien. God het hulle gevind. Hulle krye, dit wat hulle in die hand het, dit wat hulle bring. God het reeds alles gedoen. Hulle kan terug gaan huis toe. En hulle kan het gebruik op iets anders. Want die graf is leeg, die dood is oorwin. Hoop is gebring. En as nou nogmaal gebruik, mag jy opnuut ervaar hoe God vir jou sê, ek het jou gevind. Ek het jou gevind. En mag ons hier uitstap. En mag ons soos daai Romeinse burger, Romeinse soldaat, dis al die soldate wat hom bespot en wat sterker is, net so sterk soos hy is. Mag ons in verwondering staan, asof daar nie ouens om ons is wat ons kan spot. Mag ons soos Josef, die rykdom wat God vir ons gegee het, mag ons dit uit liefde uitgee. Mag ons lewe opnuut wy. En mag dit wat God vir ons gegee het opnuut mooi wees. Want jy sien, dis wat God doen. Die ryk man het meer as sy graf terug. Sy graf word vir ewig onthou. Sy naam word vir ewig onthou. Job het meer teruggekry as wat hy verloor. Josef het gegaan van 'n skaapwagter na 'n tweede in bevel van die rykste koninkryk in die omgewing. Die vroue het gegaan van mense wat hulle ignoreer, mense wat nie eens omgee wat hulle dink, mense wat nie eens bekommerd is oor hulle, soos hulle oor Petrus was, of hulle deel is van die groep nie, na mense wat ons vandag van vertel, wat die eerste getuies is van die koning wat opstaan. So God gee nie net om oor jou seer nie, God gee nie net om oor jou pakkie nie, maar God gee baie, baie, baie meer terug. Ek dink die grootste wat God vir daai ryk man gegee het, is dat daai graf van hom eintlik net 'n simboliese neerlêplek geword het, want hy het die lewe gehad. En mag ons vandag hierdie brood gebruik en hierdie wyn gebruik en mag ons weet
Hy kom weer. My pakkie is vir hom belangrik. Maar ek kan uitsien na daai koms. Ten spyte van my pakkie. En ek kan weet, ek het 'n ewige lewe wat wag op my. Kom ons bid saam. O God, die Heilige Gees, ons weet U is hier. En ons weet, U werk met elke van ons wat hier sit op 'n ander manier. En daarom bid ons nou, Here, vertel vir ons wat U vir ons wil sê vanuit hierdie skrif. Here, ons kom bely voor U, ons is swak en sondig. Ons kom bely voor U soos Paulus, ons beste dade is met sonde bevlek. Ons kom bely voor U, ons is nie altyd opgewonde. Ons staan nie altyd in verwondering voor die grootheid en die almag en die goedheid nie. Maar opnuut kom wy ons onsself aan U. Here, waar ons hierdie brood gaan eet, wil U gee dat dit vanuit ons hart uit sal kom, dat ons werklik sal daarmee bely, ek glo. My Here Jesus Christus, die dag gesterf aan die kruis. Here, wil U gee dat ietsie wat daai soldaat gesien het, ietsie wat in daai soldaat se hart beweeg het, ook nou vanmôre in ons harte sal beweeg. En waar U self sê dat die wyn verkondig dat U gesterf het tot U weer kom. Wil U gee dat toe Josef besef het wat die leeugraf beteken, toe die vrouens besef het wat die leeugraf beteken, en wil U gee dat dit wat Josef in sy hart aangegaan het, as hy uitsien na die koms, en toe dit geheilig was, toe dit meer persepsie gehad het in sy lewe, Here, wil U gee dat ons ook ietsie daarvan sal proe.